Eens op 'n tyd, lang gelede in 'n land genaamd Indië, het 'n jong prins met die naam Siddhartha Gautama gewoon. Hy het alles gehad wat 'n mens ooit kon wens, 'n groot paleis, pragtige tuine en al die heerlike vegetariese kos en fynste klere. Sy pa, die koning, het seker gemaak dat Siddhartha nooit iets hartseer of onaangenaams gesien het nie, in die hoop dat hy altyd gelukkig sou wees binne die paleismure. Maar self met al hierdie luukse het 'n vreemde gevoel in Siddhartha se hart gegroei. Hy het gevoel asof iets ontbreek, 'n dieper waarheid wat hy nie heeltemal kon begryp nie. Die goud en juwele, die musiek en dans, het gevoel soos 'n pragtige droom wat nie heeltemal werklik was nie. Eendag, nuuskierig oor die wêreld buite, het Siddhartha in die geheim die paleisgronde verlaat. Hy het 'n ou man gesien, 'n doodsiek persoon, en uiteindelik 'n dooie liggaam wat weggedra is. Hierdie gesigte het hom laat verstaan dat almal ouderdom, siekte en die dood in die gesig staar. Hy het ook 'n heilige man gesien, 'n asketiese genoem, wat met baie min gelewe het en vrede gesoek het. Dit het Siddhartha laat besef dat sy gemaklike lewe slegs 'n klein deel van die wêreld was. Hy het besluit hy kon hom nie tevrede stel met 'n lewe waar lyding weggesteek is nie. Siddhartha het 'n moeilike keuse gemaak. Hy het 'n koninklike lewe, sy familie en sy toekoms as koning agtergelaat. Hy wou 'n manier vind om lyding vir almal te beëindig, 'n ware en blywende geluk wat nie net 'n vlugtige oomblik was nie. Hy het 'n swerwende asketiese geword, op soek na antwoorde. Vir baie jare het Siddhartha 'n baie streng lewe gelei, amper niks geëet nie en vir ure gemediteer. Hy het geglo dat as hy sy liggaam sou laat lei, sy gees helder sou word en die waarheid sou vind. Hy het baie maar en swak geword en sy lewe amper verloor. Maar selfs hierdie uiterste pad het hom nie die vrede gebring wat hy gesoek het nie. Hy het besef dat beide groot luukse en groot ontbering nie die antwoord was nie. Hy was steeds op soek na wat hy werklik verdien het, volledige begrip, nie net 'n ander vorm van stryd nie. Eendag het 'n vriendelike jong dorpsmeisie genaamd Sejata hom swak sien lyk en vir hom 'n bak ryspap aangebied. Hierdie eenvoudige, voedsame maaltyd het hom sy krag teruggegee. Hy het besef dat die middelweg, nie te veel, nie te min nie waarskynlik die pad was. Hy het 'n groot, blaarryke boom gevind, nou bekend as die Bodhi-boom, en daaronder gesit. Siddhartha het 'n sterk belofte aan homself gemaak. Hy sou nie beweeg voordat hy die uiteindelike waarheid gevind het nie, maak nie saak wat gebeur nie. Hy was vasbeslote om hom nie tevrede te stel met enigiets minder as volledige verligting nie. Terwyl hy diep gemediteer het, het baie skrikwekkende visioene en verleidelike gedagtes hom probeer aflei. Dit was soos die innerlike twyfel en vrese wat ons probeer weghou van ons doelwitte. Maar Siddhartha het stil, kalm en gefokus op sy innerlike vrede gebly. Deur hierdie onrukbare fokus het hy deur al die illusies gesien en die ware aard van die lewe en lyding verstaan. Hy het sy grootste uitdagings in die gesig gestaar en as oorwinnaar tevoorskyn gekom. Op daardie oomblik het hy verligting bereik en die Boeddha geword, wat die ontwaakte een beteken. Hy het gevind wat hy werklik verdien het, 'n diep vrede en wysheid wat hom heeltemal getransformeer het. Die Boeddha het toe die res van sy lewe daaraan bestee om ander te leer hoe om hul eie pad na vryheid en vreugde te vind. Sy lys leer ons 'n kragtige les. Nie tevrede wees met dit wat bloot goed lyk aan die buitekant as jou hart binne leeg voel nie. Moenie tevrede wees met minder as jou ware potensiaal nie, of met antwoorde wat nie werklik jou diepste vrae bevredig nie. Soek altyd 'n lewe wat jou werklik vervul.